Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om weer eens net in God se woord in te gaan en saam met julle te praat oor dit wat God in ons harte moet openbaar, sodat ons kan deel hê aan die koninkryk van God. En nie eendag nie eendag as ons dood is nie, maar vandag. En dis wat vanoggend se teks so belangrik maak. Want die Here praat met ons deur sy woord. Ek meen, dit het nie verander nie. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En vanoggend se teksvers kom uit Hebreërs 3. Hebreërs 3 kom die skrywer hier so en hy begin sommer daarom. Hy begin daar om te sê daarom. Mense, hoekom? Wel, as ons kyk na hoofstuk 1 en 2 openbaar hierdie skrywer dan vir ons. En hy begin sommer hier so in Hebreërs 1 en hy sê vir ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd, ons lewe nie meer in die ou tyd nie. Ons het hierdie nuwe jaar ingegaan en is 'n nuwe begin. En as daar 'n nuwe begin kom, beteken ons met die ou mense en die ou dinge en die ou gewoontes agter ons laat. Dit wat ons geen baat gegee het nie, dit wat ons geen wins gegee het nie. Ja, die goeie dinge hou ons nog vas aan daai goeie dinge, maar hier kom die skrywer en hy sê sommer daar in die begin in die ou tyd het God met my en jou gepraat. Deur wie? Deur priesters, deur ons vaders, deur die profete. En hy sê vir ons, ja, dit was die ou tyd. Dit was waar ons was, maar ons is nie meer daar nie. En hy sê vandag, van nou af, en hy sê, maar nou, in hierdie laaste dae het ons gespreek deur die Seun. En dis waar hy vertrek in hoofstuk 3, want hy kom en hy vertel vir ons hierdie, en hy openbaar hierso vir ons, en hy sê, in die ou dae, maar daai dinge is nie meer nie. Vandag praat hy direk met my en met jou, deur sy Seun. En wie is sy Seun? Jesus Christus, God geopenbaar in die vlees, en hy sê, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. Hoe awesome is dit om te weet dat die God wat met ons praat, direk met ons praat, is in beheer van alles. En deur hom is alles geskape, my en jou ingesluit, ons planne ingesluit. Die gedagtes wat God aangaande my en jou het, is absoluut net gedagtes van goedheid, van guns, van seën, maar dit kom met 'n verantwoordelikheid, nee. Maar hy kom hier so en hy sê vir ons daai, en hy sê wat hy aan erfgenaam, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So eers kom hy hier so en die skrywer kom en hy sê vir ons, dit is wie God is. En dit is die vrymoedigheid wat ons nou het om in sy heerlikheid in te gaan en direk met hom te praat. En God praat met ons direk. En dis hoekom hy hierso begin met daai hoofstuk 3 en hy sê daarom, as gevolg van die feit dat hy God is, as gevolg van die feit dat hy ons verlosser is, as gevolg van die feit dat hy Jesus Christus is, God met ons, dan kan hy aangaan met die res van die en hy praat met hy praat met die Jode hierso, maar hy praat ook met my en jou vandag om te sê, ons moenie afvallig raak nie. Ons moenie, wat sê die Jode, hulle het gesmag na die kospotte van Egipte. Ons, partykeer is ook so, ons maak hierdie nuwejaarsvoornemings en ons sê, vandag is 'n nuwe jaar en 'n nuwe ding wat met my gaan gebeur, en ons in ons eie gemeente, die woord wat ons pastoor gebring het, was om te sê, dit is 'n nuwe jaar, dit is 'n nuwe begin, dit is tyd om die ou een kant af te lê. En hy sê, daarom, let op, daarom word wakker, Jesus Christus, daarom word wakker, fokus op Jesus Christus. En dan gaan die skrywer aan en hy sê, hy praat oor Moses en hy praat oor hoe 'n awesome, groot mens Moses was. Maar hy sê ook vir die mense daar so, hy sê, maar Moses was ook maar net 'n dienskneg van die Allerhoogste. So ja, partykeer is ons so gefokus op iemand,
dat ons hulle in plek van God daar plaas. En dis wat die Jode daar gedoen het om te sê, dit is die ou verbond. En hy kom hierso, die skrywer hierso, hy kom en hy sê, dit is die ou verbond. Dit is vervang deur iets mooier, iets pragtiger, iets kragtiger, iets meer heerlik. Die nuwe verbond, daai nuwe testament, daai nuwe verbond wat die Here vir ons gegee het, is Christus Jesus. Deur die bloed van Jesus het ons die vrymoedigheid om in die allerhoogste allerheiligste in te gaan en met God te praat. En dis hoekom dit so belangrik is dat hy hierso daai openbaring aan die mense probeer gee om te sê, Moses, hy was 'n fantastiese mens. Hy het in die tempel, in die koning se tempel vir 40 jaar gewoon, maar hy het geweet dit was nie sy tuiste nie. So hy was op die hoogste van hoë vlakke. En hy het geval, want hy was mens. En hy het homself verneder en hy het uitgegaan en hy was 'n skaapwagter vir 40 jaar. En toe het God met hom gepraat, direk met hom gepraat. En dis die openbaring wat hy daar gekry het. En ja, hy het met God geredeneer en hy het met God beklei en hy het gesê, ja maar God, ek is nie goed genoeg nie en ek kan nie mooi praat nie en ek kan nie en ek kan nie en ek kan nie. En God het vir hom gesê, ek het jou gekies. En God sê vir jou vandag, ek het jou gekies vir 'n tyd soos hierdie. Ek het jou gekies om nie terug te gaan na die ou mens toe nie terug te gaan na die ou nie, want die gedagtes wat God aangaande my en jou het, is groter, en hy sê, ek het jou gekies, vandag, moenie jou oë toemaak nie, moenie jou ore toemaak nie, luister na die woord van God vandag, luister na die stem van God, en dis waar hy aangaan, en hy sê, die huis, hy wat die huis gebou het, is meer eer as die huis. Sien Moses, die voorbeeld daar as Moses het in die tempel gewerk, hy was nog steeds 'n dienskneg. En toe het hy die werk van die Here kom doen en hy was nog steeds 'n dienskneg. Hy moes bou, hy moes saam bou, maar God het die plan en die plan van die volmaakte gebou in sy gedagte gehad. Moses was maar net 'n dienskneg daar binne. En dan kom hy en hy sê, hier kom die bouer ewe skielik, hier kom die een wat die planne van die heelal in plek gesit het, en hy ken daai planne, en hy roep my en jou op ons naam vandag, en hy sê, kom, luister, word deel van hierdie koninkryk, en hy sê daar in vers 6, maar Christus, as seun oor sy huis, en as ons is sy huis, as ons met die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwankelbaar vashou. Daai was vir my so 'n wonderlike openbaring toe ek dit lees die eerste keer en jy moes dit 'n paar keer lees en selfs hierso hak ek weer vas van daai woorde want is vir my so mooi. Dit is daai in Engels sê ons if you, as ek en jy gehoorsaam is, as ek en jy sê ja, God het ons gekies en hy het ons gevat van waar ons was in die duisternis, in die donker, in ons sondige natuur en alles, en hy het ons hier geplaas in sy huis. Daai oomblik wat jy jou lewe vir die Here gegee het, jou hart, siel, gees en liggaam vir die Here gegee het, het hy jou uit daai duisternis uitgehaal en hy het ons binne in sy huis geplaas, binne in sy heerlikheid geplaas. En dan sê hy vir my en vir jou, as ons daarin wandel, as ons daarin loop, dan sal ons geken word as sy kinders. En hy sê, maar Christus, as seun oor sy huis, en ons is sy huis. Ons, ek en jy, hoe wonderlik is dit om te weet dat ons is deel van sy plan. Ons is deel van die plan van die heerlikheid. Ons is deel van die plan van die volmaaktheid, van die volmaakte plan wat God in plek gesit het. Ons is deel van dit. Maar dit kom met daai prys as ons, if we obey. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwankelbaar, onwrikbaar vashou. Waarna moet ons vashou? Hy vrymoedigheid.
Vrymoedigheid, dit beteken dat mense kom met 'n doktrine en sê vir jou, ja, maar is dit regtig so, en ja, maar mense kom met 'n gedagte om te sê, ja, jy gaan gemartel word, of jy gaan vervolg word, of jy gaan nie die posisies kry wat die wêreld wil hê jy moet kry nie. Hoekom? Want as jy nie deur my gaan nie, as jy nie deur my as hoëpriester gaan nie, as jy nie teruggaan na die ou mens toe nie, dan gaan jy val. En Christus waarsku ons hierso, en hy sê, ek het dit klaar gedoen. Ek het jou klaar binne in my geplaas. Nou moet jy daaruit lewe, en jy moet jou ore nie spits aan die wêreld se gedagtes nie. En hy sê vir ons dit, en hy sê vir ons daar, sorg daarvoor, en dan gee vir ons 'n waarskuwing hierso in vers 12. En hy sê vir ons, hy word wakker, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Hy praat met die gelowiges, hy praat met my en met jou vandag, en hy sê vir ons, hey ouens, ek waarsku julle, ek smeek julle, moet asseblief nie hierdie pad stap nie. Sorg dat daar nie een van julle 'n bose, 'n evil. Wees versigtig, want ons kom kerk toe as uit gewoonte uit partykeer. Ons kom kerk toe, hoekom? Want my ouers sê ek moet kerk toe gaan. Ons doen dinge, hoekom? Want dit raak 'n gewoonte, en dit is daai bose en ongelowige hart waarvan Christus hierso praat. En hy waarsku ons daarteen. Want ons word afvallig, want dit word 'n gewoonte. Ons is nie meer opgewonde om na die huis van die Here toe te gaan nie. Want ons vergeet wie ons aanbid, ons vergeet hoekom ons kerk toe gaan, hoekom ons na die huis van die Here toe gaan. Want hy sê net daar in die volgende vers, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word. Vermaan mekaar, waarsku mekaar, bou mekaar op, moedig mekaar aan. Wees daar vir mekaar om hulle aan te moedig. En dis hoekom ons kerk toe gaan, sodat ons met ons medebroers en susters in 'n kerk kan instap, sodat ons nie afvallig sal raak nie, sodat ons nie ongelowige sal begin raak nie. Hoekom? Want dit raak 'n gewoonte. Onthou daai eerste liefde, want God het jou lief. God het jou geroep, sodat jy nie ongelowig en afvallig, en hy sê eintlik bose raak nie. En dit is so amazing hoe hy hierdie in vers 14 daar aangaan, en hy herinner ons daar, want ons het alreeds, ons het deelgenote van Christus geword. Ons het deelgenote van Christus geword. Dit beteken daai dag wat jy jou hart vir die Here gegee het, ek herinner jou net weer, want dit is so belangrik dat jy daai konsep sal begryp, om te sê, daar waar jy was in die duisternis, daar waar jy rondgedwaal het, en jy het nie geweet waarna toe jy gegaan het, en jy het gesoek na roem, en jy het gesoek na geld, en jy het gesoek na 'n status, en al daai dingetjies, en daar is niks fout daarmee nie, tensy jy dit vir die Here doen, as jy dit vir die Here doen. Maar hier kom hy en hy sê, daar is iets soveel beter, want hy het jou gevat uit daai duisternis, en hy het jou binne in hom, jy het jou deelgenoot gemaak. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord van die Here hierso. En hy sê, want ons het deelgenote van Christus geword. Ons het alreeds, ons lewe uit daai gemeenskap met Christus, daai elke dag stap, daai gevalle mens wat God kom en hy het hom herstel, en dit beteken ek en jy kan elke dag weer met hom gesels en met hom stap, soos Adam en Eva in die tuin van Eden, so voor die sondeval. Daai verhouding is weer herstel, en ons stap nou weer met Christus, en ons is weer deelgenote aan Christus. En hy sê, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Die vertroue wat ons het in die belofte wat Christus vir ons gegee het. Die vertroue wat ons het in elke keer as ons dalk 'n fout maak, dan het ons daai vertroue om terug te kom. Die vertroue wat ek en jy het om in sy koninkryk in te gaan en met God te praat, om te sê, Abba Vader, my God, my Heer, ek is hier. Ek is diensbaar, maar ek is ook deel van u koninkryk.
En dis die boodskap wat die Here op my hart gelê het vir ons vandag, is wees versigtig dat ons nie afvallig word nie, wees versigtig dat ons vashou aan die geloof wat God in ons geplaas het, aan die vertroue wat ons het om te weet dat ons is deel van sy koninkryk hier op aarde, en ons lewe uit daai standpunt uit, en ons lewe in die toekoms in, en ons soek dit wat voor ons is, ons reik uit na dit wat voor ons is, want dit wat voor ons is soveel groter, soveel meer wonderlik as dit wat agter ons is en waar ons was. En dis die boodskap wat ek by julle wil los, om te sê, daar eindig het, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie die beloofde land kon ingaan nie. Dit is daar ongeloof wat my en jou gaan keer om in die koninkryk van die hemel in te kom. En ek wil dit nie mis nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie dit mis nie. Die heerlikheid, die ewigheid saam met Christus, ons verlosser, dit wil ek nie mis nie. En dit is net ongeloof. So lewe uit daai standpunt uit. Ek is deel van Christus. En ek lewe dan in oorwinning, want Christus het dit al reeds daar geplaas vir my en vir jou, om net daarin te stap en te sê, Here, ek stap in hierdie oorwinning in vandag. In Jesus naam groet ek jou. Mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week.